Sy, vir die wat gedink het ek jok. Kyk, hier kom die transport. Julle sal nou sien. Hy lorrytjie, hy is nog 'n bietjie ver voor. Maar jy sal volg nou sien, hy moet hierdie paaie ry. Dan moet hy nou produkte skuif en op die mark te kry. En die boer betaal daarvoor. Nie ander nie. Die boer betaal hierdie vervoer. Ek wil lyk daai arme lorry. Waar loop hy? Hulle is nie gebou vir hierdie nie. Dis die pad waar hy vandaan kom. Ek wil lyk dit. En dit is hierdie hele pad. Uit die 100 kilometer uit is daar seker 20 kilometer wat jy amper nog kan ry. Maar die ander is klaar. Daar is nie meer pad nie. Dis hoe dit lyk hierso. Dis waar jy moet ry. Dis waaroor dit gaan. En dan sê mense altyd die boere. Ja, die boere. Dis waarmee hulle sit. Dan wonder hoekom word mense kwaad vir die regering. Dan kyk jy na die tipe van goed. Dan wonder jy, waar is al die geld wat vir die lisensie, voertuiglisensies betaal word elke jaar om paaie in stand te hou. Die belastinggeld, die tolhekke. Hulle kan seker daar lê beheer van 'n voertuig af. Ek soos 'n exhaust. Ja, wat? Maar dis hoe dit gaan. Ons sal maar weer stem en ons sal maar weer gaan. Hulle sal maar weer net die geld steel en ons sal maar nog steeds aanhou om die paaie te ry. Want ons het nie 'n keuse nie, daar is nie 'n ander pad nie. Jy kan 'n 200 kilometer draai ry. Maar ons kan dit nie bekostig nie, die brandstof is te duur. So ja, hier is ons nou al by Maastroom. So van Swartwater af tot by Maastroom, dis hoe die pad lyk. Daar is nie 'n verskil nie. Jy kry sulke stukkies waar daar nog 'n bietjie teer oor is. En dan is dit ook maar so. Ek dink almal het nou al op die TV gekyk, op die boerderyprogramme. Ek dink dit was al op Carte Blanche ook gewees, waar die boere self die pad onthou. Petrus van der Walt, hier by Maastroom. Skraap maar die pad, laat hy net 'n bietjie rybaar kan wees. En ons sal nou hierso sien, as jy kyk daar aan die oorkant. Hierso kan jy daarom sien hier op die skouer. Soos wat hulle nou al beginne die grondjie nou maar oortrek. Om net die pad rybaar te maak. Hier is daarom nog so 'n stukkie teer hier verste. Maar as jy nou net hier om die draai kom, dan lyk dit maar weer so. En dan onderhou die boere dit nog hulle self ook. Hulle kry niks van niemand af nie. Maar dit gaan mos net goed met die boere. Mense, as 'n land se landbou in sy pietjie is die land in sy pietjie in. Moet laat mense jou vertel, landbou het nie so 'n groot bydrae tot die ekonomie nie. Sonder landbou bestaan geen land nie. Ons moet na ons boere kyk. Dit raak al hoe moeiliker. Kyk hoe lyk hierdie paaie. Ag, en daar kry ons nog 'n verrassingkie. Kyk vir ou Pumba hier voor ons. Daar sy. Ons het nog die goedjies ook om voor te kyk. So ja, ek wil net hê mense moet besef, as jy by 'n winkel instap en weer sê, yes, die boere maak ons dood, want jy betaal R10 vir 'n slaaikop. Onthou net, dis nie die boer wat R10 vir hy slaaikop kry nie. As jy mou oor 'n skaapchoppie wat R250 kos, die boer kry dit nie. Hy moet hierdie goede trotseer om daai ding daar te kry, sodat daar 'n ou daai geld kan vra. So hou op om die boere te blameer as die pryse hoog is. Dan kyk 'n bietjie waar julle shopping doen. Kyk waar julle shopping doen. Die boere kry nie daai baie geld nie. En hierdie moet hulle alles self doen. Hulle moet dit self trotseer. Hy moet die risiko dra tot daai ding op 'n lorry klim.
En dan het hy nog die risiko tot hy op die mark is. Want hy kan langs die pad kan aan nog ongeluk ook gebeur. En dan verloor hy sy produk. So as 'n winkeleienaar moet jy kom praat van hy moet risiko dra. Kyk hierdie, dan wys jy vir hom hierdie video en dan sê jy vir hom weer van risiko dra. Sal hulle pryse nie so laai nie, dan sal hulle goed makliker verkoop, dan het hulle nie 'n risiko dat dit oud word en hulle dit weggooi nie. Maar hulle belaai die pryse so, sal hulle nie so baie opsit nie, dan sal jy kan naderhand sien wat die boer kry. Maar die boere kry nie daai prys wat jy in die winkel sien nie, hoor. Daai is 'n misverstand wat ek net wil opklaar asseblief. Daar is nie so 'n ding nie. As jy op 'n boer se plaas iets koop, kan jy sê die boer se prys. Maar as jy by die winkel instap, dan moet jy weet, dis nie wat die boer vra nie, dis nie wat die boer kry nie. Dis 'n ander man se prys. Die boer het 'n kwart of 'n tiende van daai prys gekry. Dankie. Mooi dag vir julle.